Hartlike goeiemôre van my kant af. 'n Wonderlike voorreg om so saam met u te wees en mag die Here ook vir ons ryklik saam seën. Hierdie is 'n kokerboom en dit is daarso by Keetmanshoop waar hierdie plantasie dan ook is en hy behoort aan die vetplant familie. Nou interessante feite wanneer dit kom by hierdie kokerbome, dan het hy 'n tipe bos, 'n kroon en hy maak 'n tipe van 'n vurk in gelyke hoeveelheid takke, wat dan vir hom daardie besondere kroon aan die bokant gee, en dan ook het hy 'n wit poeieragtige laag op die bas, wat vir hom juis beskerm teen die son. Die sanmense het dan ook hierdie holtakke gebruik om houers vir hulle pyle te maak, naamlik kokers, waar hulle pyle dan ook in kon geberg het. So, net so 'n bietjie interessantheid, en net so kom die Here en hy wil ook vir ons leer, dat ons moet versoen met ons broers. Matteus 5 vers 24, as daar die opdrag dan ook kom, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. So, wanneer ek daarvan bewus word dat daar iets tussen my en my broeder is, dan het ek die verantwoordelikheid om te gaan regmaak met daardie broer. Iets wat vir my kosbaar is, om net die gedagte weer by ons tuis te bring. Hoekom het Jesus Christus aan die kruis gesterwe? Gaan juis oor versoening. En daarom ook dat die woord van die Here sterk daarop aandring, dat daar versoening ook tussen my en my broeder, tussen susters, ook moet wees. Hierdie woordjie versoen het 'n besondere betekenis in die Grieks, en dit is daar die woord dalasso. Nou, dit beteken to change thoroughly. Dit beteken daar moet 'n deeglike verandering plaasvind. By my moet daar die verandering wees. En dit sluit dan in die herstel van 'n gebroke verhouding. Die hele saak gaan oor die Here Jesus Christus wat vir ons die voorbeeld kom stel het. Daardie gebroke verhouding tussen God en die mens het die Here Jesus Christus deur sy soendood aan die kruis kom herstel. En dan is daar ook ander twee woorde vir die woord versoen. En dit beteken om 'n guns te bewys of terugbring in vorige staat van harmonie. Is dit nie wat die Here wil hê moet gebeur in die saak van versoening? Dat daar 'n herstel in verhoudings moet plaasvind. Thomas Kempis het hierdie woorde gesê: "How rarely we weigh our neighbor in the same balance in which we weigh ourselves." En dit is so groot waarheid hierdie. Ons is maklik om ander se foute raak te sien, maar weeg ons hulle in dieselfde skaal waarmee ons onsself weeg? Is ons bereid om tot dieselfde mate te vergewe iemand anders as wat ek myself sal vergewe? Is ek bereid om my broeder of my suster in dieselfde skaal te plaas, of stel ons nie baie keer maar hoër standaarde aan ander mense as wat ons aan onsself stel nie? Dit handel hier in hierdie gedeelte juis oor die kwaad vir 'n broeder. Matteus 5 vers 22 wys dit vir ons, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. Dit gaan hierso oor die verhouding tussen 'n broeder en dat daardie verhouding skoon en rein moet wees. Die probleem is baie keer in die hart. Daar is 'n kwaad vir 'n broeder, en terwyl jy die oorsaak daarvan is, en wat weerhou daardie versoening? Hierdie saak van om trots te wees, daardie ou moet eerste regmaak, ek gaan nie eerste regmaak nie. Daardie trotsheid, daardie gesindheid teenoor 'n broeder of 'n suster, om daardie persoon af te sny, daardie onwilligheid by my om nie te vergewe nie, gebrek aan empatie, blaam, eerder ek blameer die ander persoon as wat ek die blame op myself plaas, hardnekkigheid, onvergewingsgesindheid, is oorsake dat mense 'n broeder of 'n suster nie wil vergewe nie. Mag die Here genade skenk, terwyl die woord van die Here sê, as daar 'n offer is wat ek bring aan die Here, en dit my daar byval,
dat daar iets tussen my en 'n ander persoon is, as gevolg van my toedoen, dat ek moet gaan regmaak met daardie persoon. Mag die Here vir ons genade skenk. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons kom wys het hoe lyk versoening, daardie kruiswerk, en dat ons ook gewillig sal wees om in die voetspore te volg.